As ek in my Bybel kom, dan kom my Bybel in my. Maar as ek nie in my Bybel kom nie, dan weet ek nie wat hy sê nie, wat hy leer nie, wat hy bid nie, dan kom my Bybel nie in my nie. En as my Bybel in my kom, dan kom dit nie net in my en maak 'n verskil in my lewe nie, maar dit kom ook in my gesin. En ek wil vandag met jou praat, familie, oor die 5 maniere hoe die Bybel my gesin versterk. En ek wil sommer wegspring en ek wil begin met die eerste punt en dis my volgende generasie. Opregte toewyding aan die Bybel dra 'n opregte geloof oor aan ons volgende generasie. Hoor wat sê Deuteronomium 6 vers 6 tot 7, dit sê, hierdie gebooie, die woord van God, hy sê vir hulle, wat ek vandag vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly, so dit moet eerstens in ons gedagtes persoonlik bly, maar dan sê hy verder, jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat, dan sê hy, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. As dit kom by geloof, dan kry mens, soos die Bybel verduidelik, 'n koue geloof, en dis eintlik maar geen geloof nie, jy glo in niks, of jy het opgegee. Jy kry 'n lou warm geloof, waar jy dink jy's reg met die Here, jy ken 'n paar goedjies, en jy doen 'n paar goedjies, maar jy het nie regtig 'n warm verhouding met die Here, waar jy luister vir hom, omgee waaroor hy omgee, nie genoeg dat jy besig is met die skrif nie, net genoeg dat jy dit gemaklik vir jou is in jou lewe. Die Bybel sê dis 'n lou warm geloof, jy dien nie die Here soos hy wil nie, maar soos jy wil, en dan is daar 'n warm geloof, en dis nie 'n perfekte persoon nie, niemand van ons is ooit perfek nie, maar dis iemand wat na die Bybel toe kom, en opreg sê, Here, ek wil hê u moet my lewe verander soos u wil, en dit dan leef. En familie, dis die grootste legacy wat jy kan los vir jou kinders, vir jou kleinkinders, ons jong mense, dit wat hy hier in hierdie skrif sê, jy moet dit inskerp by jou kinders. Ek dink, volgens familie as 'n visie ook, is dit ons hartklop, ons passie, om jong gesinne op te rig, wat kindertjies van kleins af het, wat van kleins af kerk toe kom, en in die woord is, en 'n warm geloof het, besig is met die Bybel, by die huis, saam Bybel lees, saam bid. Ons wil so 'n nuwe generasie van jong gesinne oprig, maar dan gaan dit nie net oor jong gesinne nie, hierdie gaan ook soos jou kind ouer word, en self met hulle eie sondige natuur stoei, en self met hulle eie huwelik stoei, en self met hulle eie dinge in die lewe stoei, en sien, dis nie so maklik nie, hulle het jou altyd gejudge, hulle het gedog jy het al die antwoorde, en toe kom hulle agter, eendag jy het nie al die antwoorde nie, toe dog hulle sal al die antwoorde gaan kry hulle self, en toe hulle dit probeer doen, toe sien hulle self hulle boude. Ekskuus. Dis nie whisky nie, dis cola tonic en Sprite Zero. Iemand het my laasweek gevra. Maar in elk geval, so as hulle deur 'n moeilike tyd gaan, dan besef hulle, Jessie, hulle kan jou nie eintlik judge nie, niemand het al die antwoorde nie, ons almal gaan deur die struggles van die lewe, en niemand van ons het al die antwoorde nie, waar kry mens die antwoorde, wie gaan ons lei? Net die Here kan jou lei, as jy in die skrif is. Maar, ek en jy as ouer, en as oumas en oupas, ons het 'n verantwoordelikheid, om vir ons kinders te wys, maar waar kry ons antwoord? Wanneer dit goed gaan met ons, hulle moet dit sien, hoe dra ek hierdie geloof oor? Ek moet lees, wanneer dit goed gaan met my, moet ek lees. Wanneer dit sleg gaan met my, moet ek lees. Ek moet die hele tyd besig wees met die skrif, en in die skrif bly. En as ek is, dan sien hulle dit. En dan kry hulle 'n liefde en 'n respek daarvoor. Moet dit gehoorsaam. Niemand van ons gaan ooit perfek wees nie, soos ek sê, maar ons kan nederig na die Here toe kom en sê, Here, verander my hart, verander my gesindheid, verander my manier van dink, hierdie seisoen van my lewe, wat verwag u van my? En veral wanneer kinders ouer word, en hulle is op daai judge stadium, en hulle stoei met hulle eie goed in die lewe, en hulle kyk vir jou, en hulle sien, al is jy nie perfek nie, bly jy nederig, en jy erken, jy het nie al die antwoorde nie, en jy kniel voor die Here, en jy kom by sy woord, en jy's besig om te groei. Mense het respek vir dit, en jou kinders veral, sal respek hê vir dit. Soos jy stoei met jou eie sonde, en met jou eie swakpunte in jou lewe, en die woord jou lei.
soos ek sê, ons legacy wat ons moet los vir die volgende geslagte is, wat sê die reeks oor? Die belangrikste besitting in jou huis. En ons moet ons kinders en ons kleinkinders wys, wat is die belangrikste besitting in ons huis? Is my Bybel. En ek wonder hoeveel mense as hulle dink aan hulle ou dag, en hulle dink aan aftree, en hulle dink aan rykdom en goed eindig, is dit enigstens op hulle gedagtes, om soos 'n aflosstokkie oor te gee, die Bybel. My kind, die Bybel is die belangrikste besitting in ons huis, in ons familie. Ek wonder as ek jou kind of jou kleinkind moet vra, wat is die belangrikste besittings in julle huis? Of die Bybel oor die lys sal maak? Of hulle eerder sal sê, nee, in ons huis is dit die kar, of dis voorkoms, of dis juwele, of dis vakansies, of is kos, of wat ook dit mag wees, dis iets anders. En die Bybel maak nie eers die lys, die familie, dit moenie so wees nie. Ons toewyding aan die woord dra 'n opregte geloof oor aan ons volgende generasie. Kom ons maak seker, ons doen dit. In die tweede plek, die tweede manier hoe dit ons gesinne versterk is, liefdevolle vermaning. Hoor wat sê Jesus in Openbaring 3 vers 19. Ek bestraf en tug elkeen wie? Wat hy lief het, né? Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Eenvoudige vraagie. In jou gesin, jou man of jou vrou, is hulle perfek? Jou kinders, is hulle perfek? Is jy perfek? Van julle het langer gevat om daarin te antwoord. Die feit dat ons onperfek is juist hoekom ons besig moet wees met die Bybel. Want julle het by die tyd nou al agtergekom, veral vir julle wat getroud is, jy kan nie die ander persoon verander nie, né? Net die Here kan dit doen. En juist daarom moet jy hulle kry om Bybel te lees. Want die Jesus sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. En jy moet hulle kry om bietjie Jesus se straf te ervaar en Jesus se vermaning te ervaar. En kom ek sê vir jou, ons elkeen het dit nodig. Ons elkeen het dit nodig. As jy besig is met die Bybel en jy begin lees, van voor, reg, deur, agter, sien jy hoe mense droog maak. Van die begin tot die einde, dis wat mense doen. Mense maak droog. Of dit die volk is en of dit net een persoon is, jy sien soveel mense wat op verskillende, unieke maniere droog maak. Maar dan sien jy ook hoe die Here kom in sy genade en hoe hy vergewe. Maar hy vergewe nie net nie, saam met sy genade, gepaard met sy genade, gaan vermaning. En hy sê vir mense, hou op om dit te doen, stap die pad so, hierdie is wat ek nou van jou verwag, hierdie is hoe ek wil hê jy moet bely en hierdie is hoe ek wil hê jy moet regmaak. Daar's altyd vermaning, is deel van sy manier van lief hê. En as ons as gesinne besig sal bly met die woord, wat die Heilige Gees dan doen, dan kom hy na elkeen van ons toe persoonlik. En hy wys vir jou. Kyk wat Dawid droog gemaak, kyk wat Abraham droog gemaak, kyk wat die en daai droog gemaak, maar nou kom sê ek vir jou, jy het hierdie issue in jou lewe. En nou kom sê ek vir jou, jy moet breek met hierdie, jy moet ophou om hierdie te doen, jy moet begin om hierdie te doen, en hy kom met 'n liefdevolle dissipline, en hy vermaan ons, en wys vir ons die pad wat ons moet stap, in ons karakter, in ons prioriteite, gesindheid, gedrag, kom die Here en hy wys vir ons, en dis 'n beautiful ding wat deel is, van as jy besig is met die skrif, en ek en jy moet dit verwelkom, en dis nie altyd so lekker nie, kom ons wees eerlik, niemand hou van vermaning nie, niemand nie, sien net kinders nie, ons ook, niemand hou daarvan as iemand jou kritiseer, of as iemand vir jou sê, jy doen iets verkeerd, en jy moet dit anders doen nie, niemand hou daarvan nie, maar dit is soos as jy dokter toe gaan, en jy sê vir die dokter, hoor die dok, ek voel nie in my regte voet, ek het niks gevoel nie, wat gaan hy doen? Hy gaan 'n naaltjie vat, en hy gaan sê, sit gou daar, en dan gaan hy jou net so prik op die toon. En hoeveel van julle weet, as hy jou prik, en jy voel niks nie, dis nie goed nie. Nee, dit sal sê, jy het groot fout, daar's groot probleme. Maar as jy daai prik voel, onder jou toon, dis baie goed. Dit sê daar's lewe, en net so, die prik van die Here se vermaning, is baie goed. Dis nie altyd lekker nie, maar is baie goed. As ek voel, hier's lewe in my hart, hier's lewe in my gees. Ek is sensitief vir dit wat die Here hartseer maak.
Ek is sensitief vir dit wat hom kwaad maak. En dit waarvan hy nie hou nie, en ek luister vir hom, en dan gehoorsaam ek hom, en as ek dit aanhoudend doen, kyk wat sê hy daar, hy praat met sy kinders, né? Hy praat met sy mense, en sê, dis die wie ek lief het wat ek tug, en hy sê, hulle moet bekeer. Hy sê, hierdie moet vir julle ernstig wees. Julle moet luister vir my, en julle moet bekeer. Wat sê dit vir ons? Bekering is nie net, en hierdie moet ons kultuur in ons koppe kry, dis nie net 'n eenmalige gebed en gebeurtenis nie. Once saved, always saved. Iemand het dit iewers gesê, dit kom net nie uit die Bybel uit nie. Ons moet regtig hierdie ding verstaan. It's not once saved, always saved. As jy aanhou om 'n pad met die Here te stap, ja, maar bekering is 'n aanhoudende keuse, waar ek besef en erken, ek het die Here nodig, ek soek die Here, en dan kies ek die Here. Alle Christene weet hulle het die Here nodig, maar net omdat jy dit weet, beteken nie jy kies dit nie. Baie Christene soek sonde meer as wat hulle die Here soek, so hulle kies dit. Jy het altyd 'n keuse, en jy kan in enige seisoen, ek het al mense gesien wat vir jare 'n pad saam met die Here stap, passievol, en selfs 'n groot verskil maak. En dan kom maar 'n seisoen en hulle sê net no more. Iets gebeur in hulle lewe, of iemand stel hulle teleur, of hulle verloor geld, of wat ook al dit mag wees, en dan sê dit net no more. Nou, ek is klaar. En hulle stap weg van die Here af. Ek en jy het altyd daai keuse, in elke seisoen. Ons moet altyd kies, om by die Here se voete te gaan sit, en te sê, ek kies u vaderskap in my lewe. En dit beteken, ek verwelkom daai prik van vermaaning. Ek verwelkom u vergifnis en u vernuwingswerk in my lewe. Ek soek u as Vader van my lewe. Dis 'n keuse wat elkeen van ons gereeld moet maak. Liefdevolle vermaaning. In die derde plek help die Bybel ons om bewus te bly van die versoeking van Satan. Die duiwel is die hele tyd besig om ons te versoek. Hoor wat sê 1 Petrus 5. Petrus sê hier, wees nugter, wees wakker, want julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Nou is 'n skrif wat jy ken. Elke keer as ek iemand hoor praat oor hierdie skrif, dan is die klem op die duiwel. Die duiwel is besig, en die duiwel hy's mean, die big bad wolf, hy loop hier rond en hy gaan iets doen, ons moet pas op. En is so half ons moet wegkruip tipe van ding, die duiwel. En is amper half, hulle gee te veel krediet vir die duiwel. Want Petrus praat nie hier met die duiwel nie. Hy praat van die duiwel, maar hy praat met ons. En die klem hier is nie op wat die duiwel doen nie, die klem is op wat ek en jy moet doen. Want hy sê hier, wees nugter, wees wakker. Ja, die duiwel is besig, die duiwel is aggressief, die duiwel is haatdraand, maar wat hy sê is, hy loop rond soos 'n brullende leeu. 'n Brullende leeu is nie net aggressief en hy attack net nie. Jy sal sien as jy National Geographic kyk, 'n leeu is strategies, hoor. Hy loop in daai grasse, dan check jy net hierdie spiere so uitkom, en dan pounce hy, dan wag hy net, en dan gat hy. En net so, kom die duiwel, en hy loop rond in die grasse van ons lewe. En dis van ons gedagtes, tot ons selfone, dis in ons kinders se skole vandag, omdat ons 'n goddelose regering het. Dit is op ons TV's, dis in die musiek, dit is YouTube, dis oral kan die duiwel vandag eintlik so vrylik rondloop as wat hy wil. En is hy besig om weg te kruip in die grasse van ons lewe, net om te wag vir die regte tyd en manier om ons te versoek, en hy kan jou net versoek. Hy kan jou nie maak sondig nie. Dis jou keuse. Maar hy gaan kom met 'n aanval om te versoek, en kan ek vir jou sê, op hierdie stadium nou, is hy besig om jou huisgesin, jou familie, jou kinders, te versoek op 'n baie strategiese manier, wat hy dink hulle kan vang. En die vraag is jy nugter? Is jy wakker? En hoe kan ons nugter wees en wakker wees? Slegs as ek besig is met die woord. As jy intens besig is met die Bybel, familie, dan hou dit jou sensitiwiteit, jy's op high alert. Jou hare, geestelike hare staan regop, jy check, jy weet, jy sien hoe hy kom en hoe hy besig is, en die Heilige Gees werk in jou en hou jou sensitief. Maar as jy nie besig is met die woord nie, dan is jy onsensitief. En hy sal vir jou klap links en regs, en jy sal dit nie eers weet nie. En voor jy
sien, kom steel hy 'n warm geloof en hy maak dit 'n louwarm geloof en jou familie gaan so aan. En kan ek jou sê, daar's baie families wat so aanploeter op pad hel toe. Wat dink hulle is fyn, want die duiwel het vir hulle links en regs geklap en hulle dink hulle is fyn, maar hulle is glad nie fyn. En dis nie 'n veroordeling nie, dis juist uit omgee dat die Bybel kom en ons waarsku en sê, jy kan nie net op autopilot wees in hierdie wêreld nie. Jy's besig met 'n oorlog en die duiwel gaan strategies kom en net so moet jy sensitief wees en nigter wees. In die 4de plek dink ek vrede in die storms is 'n groot een wat die Bybel vir ons doen as ek besig is met die skrif. Jesus kom in Matteus 7, dan sit 'n hele lang stuk, maar ek haal net vir jou hierdie een stuk uit wat hy sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So hy praat hier van 2 spesifieke mense. Al 2 van hierdie mense, interessant genoeg waarvan hy praat in hierdie stuk, hoor sy woord, ken sy woord. Met ander woorde, al 2 kan Christene wees van wie hy praat, nie 'n gelowige en 'n ongelowige nie, maar hy sê die een hoor sy woord en handel daarvolgens. Neem dit ernstig op, bou sy lewe daarop, en hy sê so 'n persoon is iemand wat sy huis op die rots bou. Die ander persoon hoor ook die woord, maar neem dit nie ernstig genoeg op, dat hulle lewe daarop bou nie, en hy sê so 'n persoon bou op sand, en daar gaan een of ander tyd iets, hulle klap in die lewe, hy noem dit 'n storm, maar is metafories, en hulle huis sal verwoes word. Hulle huis sal verwoes word. Nou, elke gesin gaan deur moeilike tye, né? Elke huwelik gaan deur moeilike tye, elke gesin gaan deur moeilike tye. Ons almal word geklap links en regs deur die lewe, deur die duiwel, en ons gaan deur hierdie storms van die lewe. Wat moet ons dan doen? Ons moet in ons woord bly. Wanneer ek met die woord besig is, en dit is so beautiful hoe die Heilige Gees hierdie stories van ouds gebruik, hierdie heilige stories, om my te laat sien, kom kyk na Abraham, Jacques, kom kyk na Dawid, kom kyk na Noag, Moses, Petrus, Paulus, al hierdie mense het deur moeilike tye gegaan, almal van hulle. Daar's nie een ou wat die Here voluit gedien het en toe hy net 'n maklike pad tot by Jesus in die hemel nie. Inteendeel, die mense wat die Here met die meeste passie gedien het deur die moeilikste tye gegaan. En dis vir ons partykeer 'n moeilike pil om te sluk. En juist daarom, omdat daai pil so moeilik is om te sluk, moet ons kom sit met die woord, dan wys die Heilige Gees vir my, kom kyk hoe die Here gewerk. Soms het dit hierdie mense jare gevat om deur hierdie seisoen te kom. En die Here se werk in hulle lewe was misterieus. Met ander woorde, hulle het nie geweet, Abraham het nie geweet waarmee die Here besig is nie. Hy het nie geweet hoe die Here dit gaan doen nie. Moses het nie geweet nie, Noag het nie geweet, nog nooit reën gesien in sy lewe nie. Hy het nie geweet, hoe gaan die storm kom, hoe gaan die Here dit doen, okay, great, let's do this. En hy het met confidence daai ark gebou nie, elke dag moes daar vrae in sy hart gewees het, moes daar vrees gewees het. En so wys die Heilige Gees vir jou, kyk hierso, nie een van hulle het verstaan nie, hulle het jare gewaag, hulle het deur moeilike tye gegaan, maar hulle het vertrou op die Here, en dis die ander kant wat hy ons wys. Kyk hoe het hulle vertrou, kyk hoe het hulle gesoek, kyk hoe het hulle geluister, kyk hoe het hulle gehoorsaam, in the meantime, wat hulle daai jare wag en stoei en deur moeilike tye gaan, en as gevolg van daai vertroue in die Here, kon die Here alles ten goeie laat meewerk vir sy doel, vir hulle lewe. En as jy dit sien, familie, dit gee vir jou 'n gemoedsrus, 'n diep vrede wat niks anders jou kan gee nie. Jy kan met mense praat, jy kan kom laat die pastoor vir jou bid, elke liewe dag, as jy nie in jou Bybel is nie, gaan jy nooit hierdie vrede besit, wat almal van ons regtig nodig het nie. En jou angs en jou stres en jou denke dat jy in beheer moet wees van jou lewe gaan maak dat jy 'n gemors maak. Want die wêreld adverteer die heeltyd vir ons, man, as jy net hierdie ou se raad luister net vir Elon Musk, hy's nou die rykste ou, so luister net hoe het hy dit gedoen, lees daai 3 boekies, woon daai konferensie by, en as jy dit gedoen het, hoor hierso, dan moet jy pretty much nou goed in beheer hê. En as jy dit nie in beheer het nie, dan het jy moeilikheid, hoor. Dan is jy of net dom,
of jy het nie mooi opgelet in die klas nie, of die Here is ernstig teen jou, maar dan het jy groot probleme. En die wêreld laat ons voel, ons is 'n mislukking, omdat ons nie in beheer is van ons lewe nie. En dis so onwaar. En al hoe jy nie omgee vir wat die wêreld sê nie, is as jy besig is met die skrif. Want die Heilige Gees kom wys vir jou, nie een van hierdie ouens was in beheer nie. En daar's net een wat in beheer is, en dis die Here. En omdat hy beheer van jou afvat, en hy is in beheer, is jy nie in beheer nie. En as jy nie in beheer is en jy sit in die backseat van die karretjie, dan voel dit nie altyd so lekker nie. En jy weet nie waantoe is jy op pad nie, en hoe gaan jy daar uitkom? Jy verstaan nie, maar die Here het alles in beheer. En jy sien hoe dit die moeite werd was vir hierdie mense om te wag en aan te hou en te vertrou, en hulle het die hele tyd gaan lees die psalms, gaan lees Dawid. Hy het die hele tyd gemediteer op die skrif. Miskien vandag sit jy en jy sê, yes Job, ek het vrede nodig. Ek weet, op my vrae is daar nie antwoorde nie. Ek weet, daar's niemand wat vir my kan sê hoe lyk die pad vorentoe nie, maar ek soek dit, ek soek hierdie vrede. Jy kan dit net kry as jy in die skrif is. Niemand kan 'n mooi praatjie met jou praat of jou ruggie vryf of 'n gebedjie sê en jy gaan dit kry net. Daar's nie 'n formule nie, daar's nie 'n magic trick nie. En selfs soos die Heilige Gees dit met jou deel, is dit in elke oomblik jou keuse om te kies om te vertrou. Maar as jy doen, dan kom doen die Here 'n werk in jou en in jou gesin wat deur 'n moeilike tyd gaan, en hy maak jou sterk ten spyte van dit vir jou voel of alles stikkend is. Kom maak hy vir jou sterk. En hy gom vir jou bymekaar en hy hou jou gesin sterk. So versterk die Bybel ons. Mag ons in ons skrif wees. My laaste gedagte wat ek wil deel is oor verhoudings. Die Bybel kom versterk ons verhoudings. En dit klink so lig, so cliché as mense dit sê, maar ek dink die Here is so passievol oor dit. En dis iets wat ek en Gail ervaar, wat so aangeval word hier in ons gemeente, maar regoor is huwelike, is gesinne en spesifiek verhoudings. Die duiwel is passievol daaroor om families op te breek. Die Here is passievol daaroor om dit te beskerm en om dit sterk te maak. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 4, die Here praat deur hom en sê, wees altyd beskeie. Dit gepraat oor jou gesindheid. Jou gesindheid moet vooraf bepaald reg wees in jou verhoudings. Wees vriendelik, wees geduldig, verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Nou, hy praat hier met 'n kerk, né? Hy praat hier met 'n kerk, en hy praat asof hy nou hier was en hy sê, julle met mekaar. Nou, soveel te meer geld hierdie vir 'n gesin, dat jy vooraf moet besluit, verhoudings is vir die Here belangrik, en nie een van ons huwelike of gesinne is perfek nie. Ons almal het ons dinge. Ons almal gaan deur tye van toetsing. Ons almal het 'n sondige natuur en ons is soms selfsugtig en ons maak mekaar seer en ons maak ons gesin seer en ons luister nie lekker vir mekaar nie, want al wat ek hoor is maar een stemmetjie hier in my kop. Ons almal gaan daardeur en ons almal moet dit fight. Maar fight moet ons dit fight. En is 'n vooraf bepaalde besluit dat ek dit sal fight, want laat ek jou sê, die duiwel is vooraf bepaald passievol om verhoudings op te breek. Om jou te kom stuur en jou te laat glo, maar jy's reg man. Jy's reg, so jy hoef nie hier vrede te maak nie. Jy hoef nie hier te vergewe nie, jy hoef nie hier geduldig te wees nie. Hulle is verkeerd, jy's reg, staan jou man. Sort hulle uit. En hy kom sit hier op jou skouer, en as jy luister vir daai, ek meen as jy besig is met die skrif, die hele skrif gaan daaroor. Dis 'n riglyn van hoe ons moet lief hê soos Jesus. En kom ons sê dit net gou vir mekaar, is dit maklik? Hemel, dis nie maklik nie. Dis moeilik. Dis moeilik om soos Jesus lief te hê, maar moenie laat die duiwel vir jou sê, man, maak nou net 'n besluit en sê, luister, ek is nie Jesus nie, so ek kan nie soos hy lief hê nie. Okay? Finish en klaar. Nee. As jy sê jy's 'n disipel van Jesus,
dan hou jy aan groei en jy hou aan stap agter hom aan. Maak nie saak hoe moeilik dit is of hoe reg jy is in die situasie nie. Die Bybel leer ons om te vergewe, om vrede te maak, om mekaar te verdra, om aan onsself te werk in die proses, om die ander een te ondersteun in hulle journey wat die Here met hulle stap, al is hulle verkeerd, al het hulle swakpunte en hulle moet nou werk daaraan dat ons geduldig saam met hulle die pad stap. Dis die lewe, dis liefde. En dis die grootste roeping wat ons het, familie. Jesus het inteendeel gesê, hoe julle mekaar lief het, en weer eens het hy nie by 'n man en 'n vrou gesit nie, hy het by disippels gesit, by sy kerk, en gesê, hoe julle mekaar lief het, sal mense weet of julle actually Christen is, of nie. Of julle opreg my volg of nie. Hoeveel te meer vir 'n man en 'n vrou, hoeveel te meer vir ouers en kinders teenoor mekaar. Hierin sal mense weet, en sal ek weet, of jy regtig omgee oor my en my wil. Nie of jy 'n paar goedjies ken of 'n paar videoetjies share op Facebook nie. Het jy lief? Hoe het jy lief? Kom jy na my woord toe en sien jy, wat vra ek van jou? En al is dit hoe moeilik, doen jy wat ek van jou vra. Ons almal het 'n kruis, familie. Miskien sit jy hier vandag en in jou huwelik en in jou gesin en in jou familie, is daar vergifnis nodig. Miskien is daar verfrissing nodig. Miskien is daar 'n nuwe purpose nodig. Miskien is daar vision nodig. Miskien is daar wysheid nodig vir 'n spesifieke situasie. So cliché as wat die wêreld dit sal maak klink, kan ek vir jou sê, wat is die antwoord? Die antwoord is die Bybel. Die antwoord is die Bybel. En nie dat jy na my toe kom en sê, gee my gou vinnig die antwoord dat ek kan gaan nie. Nee. Die antwoord is dat jy moet die Bybel eet, soos geestelike kos, wat noodsaaklik is vir jou hart en vir jou gesin. Iemand het een keer gesê, hoe eet mense olifant? Happy vir happy. En ek dink baie mense, as hulle na die Bybel toe kom, en hulle begin met hierdie journey van, right, ek's 'n Christen, ek weet die Bybel is belangrik, nou moet ek Bybel lees. Hulle check hierdie boek soos 'n olifant. En dink, hoe gaan ek hierdie boek lees? En hoe gaan ek hierdie boek in my kry? En hoe gaan ek dit ken? En hierdie weird name en al hierdie, hoe is dit ooit moontlik om hierdie olifant te eet? En dan sê ek vir jou, die antwoord is net so eenvoudig. Dis happy vir happy. Elke dag bietjie vir bietjie. Jy hoef nie elke dag te sit en ure Bybel te lees nie. Jy moet 10-15 minute 'n dag, moet jy net tyd een kan sit vir die Here. Waar jy jou dag met hom begin en sê, Here, ek kan nie lewe soos Jesus sonder u woord nie. Ek glo, dis u heilige instrument, en ek glo en ek erken, ek het dit nodig. Ek erken, ek het 'n sondige natuur en in myself maak ek foute en as dit goed gaan, dan dink ek het goed onder beheer en dan gebeur iets weer en ek besef, ek het niks onder beheer nie, ek het u nodig en ek wil net bietjie by u kom sit en as jy net sit, jy gaan dit nie voel in daai moment nie, jy 10 minute Bybel lees 'n dag, jy gaan nie voel jou lewe verander nie. Maar soos ons gesê het, nee, jy eet jou kos, jy voel nie hoe die voedingswaarde werk nie, maar jy weet dit werk. En net so moet jy vertrou, soos jy bietjie vir bietjie besig is met die skrif, die Here is besig, die Heilige Gees is besig om daai voedingswaarde in jou te plant. En oor tyd gaan jy sien hoe jou lewe verander en hoe jou gesin ook op 'n spesiale manier versterk. So vandag kom ons aan die einde van hierdie reeks, maar hierdie is meer as 'n reeks. Dit is 'n waarde in ons gemeente om stilte tyd te hou, om by die Here se voete te sit. En dis nie omdat ons gemeente sê dis 'n waarde nie, dis omdat die skrif sê, omdat Jesus dit geleer het en gemodelleer het. Daarom is dit 'n waarde. So ons sal aanhoudend sal ek julle challenge, maar familie, jy, elkeen van julle, elkeen van ons moet 'n besluit maak, 'n commitment maak om toegewy te wees aan die woord van die Here en om by hom te sit en te lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die leuns van die duiwel is skerp. En soms, baie keer, vang dit ons
En ons stap in ons eie insig. Soms vang die aanvalle en die klappe van die lewe ons omkant. Ons is heeltemal onvoorbereid. Ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie wat om daarvan te dink nie, en soms kom hy en dan sê hy vir ons wat ons daarvan moet dink, en so vinnig kan ons glo, die Here is nie meer met my nie. Dis oor hierdie sonde, dat die Here my straf. Ek moet nou self hierdie ding fight, ek moet nou self deur hierdie ding kom. En tog sê U vir ons, net na daai skrif waar U sê, ek tug die wat ek lief het, sê U ook in vers 20, ek staan by die deur en ek klop, en ek wil hê jy moet oopmaak. Ek wil inkom, ek wil saam met jou die feesmaal hou. Ek wil saam met jou die pad stap, ek wil jou help, ek wil jou deurdra. Ek wil jou lei, dat selfs die grootste probleme ten goeie meewerk vir my doel vir jou lewe op hierdie aarde. Vader, ons commit om met U woord te sit en te vertrou, dis U heilige instrument, dis U heilige woord en ons het dit so nodig. En ek besef, die duiwel gaan elkeen van ons op verskillende maniere probeer weghou daarvan. Mag elke gesin en familie veg om met hulle Bybels te sit en dit oop te breek en daarop te voed en te luister vir wat U vir hulle wil sê in hierdie seisoen. Mag hulle gehoorsaam en mag hulle getuig van die vrug wat hulle sal dra, soos hulle aan U stem gehoorsaam is. Ons het U lief, ons bid dit in die naam van Jesus, en as U kinders sê ons saam in Jesus naam. Amen.